Ek is Alta Holsthuizen en ons is by Pypot. Ons kom eintlik van Braakpan af. Ons is nou 13 jaar hier en toe Celia met hoërskool toe gaan, was ek nie seker wat om te doen. Ek was skrikkerig geweest om hom na Kingfisher toe te stuur, omdat hy Afrikaans is. Hy was in 'n Afrikaanse laerskool geweest. En ek dink hy was ook bietjie skrikkerig geweest in die begin. Hy het eers maar gesê hy wil nie so toe gaan nie, maar toe het Lou Olivier, wat toe die hoof was, het my toe geskakel en gesê hy sal Celia kom haal en hy sal nou met hom bietjie gesels en so aan. En hy met Celia gesels het, toe besluit hy nie, dit is waar hy wil wees. En in die begin het hy te woorde ook langsom gesit, maar dit was vinnig. Toe sy optree. En ek is die een dag spyt dat ek om Kingfisher te bestuur het. Celia is vir my sommer voor, as ek het so kan stel. Ek is baie bly. Sê vir my, wat maak vir jou Kingfisher anders as gewone skole of wat? Ja, weet jy wat was my lekker was die kleiner groepies. Die klein, ek is maar aandag kry, hoor. Baie meer aandag kry as groot groepe. Dis ek sou weet. En wat van die sport? Was sport nooit 'n probleem geweest? Nee, daai tyd was daar nie eintlik sport, want kyk hy was van die eerstes waar hy was. So daar was nie sport geweest nie, maar nou moet ek byt sê. Dis nie 'n sport mens nie. Hy's meer kultuur. Okay. Ja. Sy het gaan studeer by Tikkies en dit het goed gegaan met hom, baie goed. Het gaan nou nog steeds goed met hom. En ek kan nie toeskryf aan Kingfisher, ek is dood eerlik. Wat studeer hy? LLB. Hy's nou klaar. Is hy klaar? Hy's klaar. Ja, hy werk nou, hy's 'n raadslid nou. Hy begin werk hierdie jaar. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ja, hy begin hierdie jaar klaar gemaak en toe sy nou gekies. Kyk, hy het gewerk vir die DA al die tyd. Vandat hy in die skool is, het hy verniet gewerk. Hy is gekies as een van die 15 young leaders. Hulle het hom op 'n hele kursus gestuur en hulle het hom Duitsland toe gestuur. Verlede jaar in November was hy 2 weke in Duitsland gewees. En dit gaan net goed met hom. Maar ek is so bly dat ek hom so gestuur. Regtig waar, ek is nie een enkele dag spyt oor dit. Maar jy was bang geweest in die begin? Ek was bang, want ek bedoel dis 'n Afrikaanse kind en nou in 'n Engelse skool. En jy weet, dis die hoërskool. As dit nou nog laerskool was, kan jy sê, weet jy, hulle kan dit gouer optel en so. Maar ek het gesê vanaf dit alles opgetel. En maats? Ja, nee, hy het nou nog sy maats van Kingfisher is nou nog sy maats. Hy en een van Kingfisher wat een van sy maats was, is Brett. Dit is Brett se man, hulle het ooit seun gewees. Hulle bly saam in hulle deel 'n huis. Okay. En werk ook saam. Ek het 'n kans gevat, jy weet. Ja. As ek mense kan raad gee, sal ek sê stuur jou kind so. Dit was vir boertjies en die Afrikaanse kind. Ja. Okay. Ja. My naam is Silje Brink. Ek het in 2005 gematrikuleer aan Kingfisher Privaat Skool. Die skool het vir my baie beteken vir verskeie redes. In die eerste plek het die skool 'n sin van individualiteit gekultiveer wat in my ondervinding baie belangrik is vir die bereik van uitnemendheid. Dit is baie goed om deel van 'n kollektief of 'n groep te wees waar mens met 'n sin het vir jou eie verantwoordelikheid en vir jou eie plig teenoor die samelewing. En dit is baie groot kenmerk van my tyd by Kingfisher. In die tweede plek, omdat jy in 'n kleiner groep is by Kingfisher, het jy 'n groter geleentheid om te presteer. Dit is nou maar net so dat sommige mense beter presteer in kleiner groepe. Ek dink meeste mense presteer beter in kleiner groepe, maar nou vir hulle 'n groter kans is om hulle self te wees sonder oortollige kompetisie.
Natuurlik is kompetisie belangrik. Later in die lewe sal mense dit ondervind, maar 'n inkubasie van individuele sin van verantwoordelikheid en uitnemendheid is altyd baie belangrik. Iets wat natuurlik heeltemal wegsink in ons staatskole vanweë te groot getalle. En die derde sin, dit verg van ouers en kinders om nie soseer van die staat af te hang vir die grootmaak en die opvoeding van hulle kinders en wat die beste is vir hulle kinders nie, maar om self daai verantwoordelikheid te vat. Daar's 'n groter wordende tendens in ons land en ook in die wêreld om al hoe minder van die staat af te hang en al hoe meer van die individu in die gemeenskap uit vrye assosiasie af te hang. Die standaarde in staatskole is baie beslis besig om te daal. Daar word voorsien vir 'n laagste gemene deler en 'n privaat skool in so 'n klein gemeenskap is 'n geleentheid om standaarde hoër te hou vir ouers om self te besluit wat se standaarde en wat se geleenthede hulle vir hulle kinders wil gee. Om self verantwoordelikheid te vat en nie net na die staat te kyk nie. Dit is wat Kingfishers vir my beteken het en dis hoekom ek dink die poging om meer mense vir Kingfisher te werf baie waardevol is. Daar was 'n groot geleentheid in Phalaborwa as ouers dit net aangryp om weg te beweeg van staatsonderrig en al meer verantwoordelikheid vir hulself te vat, om hulle eie standaarde te bepaal, maar daai geleentheid gaan nie homself ontgin nie. Hy verg dat mense die geleentheid aangryp. My name is Renee Campbell-Brown. I was educated at Pretoria High School for Girls. I studied at Pretoria University where I did a 4-year education degree, majoring in English and physical activity. And from there I did a further diploma in education in vocational guidance, an honours degree at UNISA and a master's degree in community development, the coursework at Pretoria University. Kingfisher Private School follows the Independent Examination Board exams and curriculum. The reason for this being that it is of a better quality than the national curriculum. The national curriculum is followed in that only the basics are met and then enrichment is done according to the IEB assessment guidelines. The Independent Examination Board is exactly that, it is independent, and therefore the quality of the results and the results as such are not adapted or adjusted in any way and are more accurate for university entrance too. As a result of the national exam standards not being up to scratch, universities are now setting entrance exams for all courses, and there is a definite slant towards the IEB children being accepted first because their results are of better standard. The advantages of Kingfisher College are that the classes are small enough for the children to receive individual attention. Many of our teachers are Afrikaans speaking, and as a result, Afrikaans children, transition for them to the language of learning and teaching them English is far easier because the teachers are totally bilingual. The classes are small enough not to be where the children don't interact, but they are big enough for them to have interaction and socialization and then have the individual attention. Sport is offered in our school and children can participate in many sports from swimming to tennis, cricket, hockey, soccer, netball, mini tennis. Not that that would be for the college, but all those sports are offered. We also have a catering club, drama and chess, and that is open to children from all grades. Kingfisher is a Christian school and we conduct everything we do on a Christian basis. We have Christian assemblies, we have devotions every morning before class. Bible study is even taught in our prep school as a subject as such. And all our meetings and gatherings are opened with Christian prayer. Thank you very much.